Welkom by die tweede episode van ons woestynreeks hier by Ooskerk, waar ons die 6 spreuke wat deel gevorm het van ons lydenstyd bietjie meer ontrafel en uitbrei. En vandag is Rivandu en Louison. Rivandu het die tweede preek gedoen. Kom ons begin by, watse teks het jy gekies, Rivandu? Ja, Gilly Marina het vir ons 'n klomp woestyntekste gegee, so lysie om af te gaan. En toe kyk ek en ek besef, o nee, ek gaan sukkel met elkeen van hierdie. Toe gelukkig, toe ek nog studeer het ek een keer, was ek in 'n seminar, 'n Ou Testament seminar. En toe het ons die Levitikus 16 teks daar behandel. En die fokus daar was hoofsaaklik gewees op die konsep van Azazel. Wat is Azazel? Jy weet, daar is soveel uiteenlopende beskrywings en betekenisse daar agter. Maar ek weet, dit het my getref, toe Marina die woord amper woestyn daardie dag vir ons noem, toe sê ek, okay, ek dink daardie is een wat ek die bil bietjie by die horings wil probeer pak. En as jy vir iemand wat nou nie die preek gekyk of geluister het nie, kan opsom in 'n paar sinne, wat sê jy was die kern van, tussen die teks wat jy gekies het, die oorkoepelende tema, wat sou 'n lidmaat mee weggestap het? Ja, so ek dink 'n baie mooi ding agter die hele teks is daarvan, eerstens as ons na die teks kyk, voel hy verskriklik vreemd vir ons, amper alien in daardie manier, jy weet, want is ver verwyder van ons ander tyd, ander konteks. En ek dink 'n mooi goeters wat ons sien juis in hierdie ritueel van Yom Kippur, die groot versoeningsdag wat vir ons hierin aanbreek, is eerstens binne die konteks van daai tyd se Kanaanitiese omgewing in Israel wat deur hierdie woestyn trek. 'n baie gewelddadige konteks, jy weet, daar sou baie keer amper massa moord plaasgevind het in van hierdie gemeenskap. En dan sien ons in hierdie ritueel God wat al daardie dinge, jy weet, in hierdie gewelddadige konteks wat hy die goed begin stadig maar seker bekamp. Ja, daar's nog steeds bloed wat getrek word, daar's nog steeds geweld wat plaasvind, maar dit word alles bekamp en so klein bietjie teruggetrek. En van daar af dan oor het ek dit fascinerend gevind om na René Girard, die Franse filosoof, as ek reg is, sy teorie bietjie van die sondebok meganisme te gaan kyk en dit bietjie vorentoe te trek en te sien, maar jy weet, dis eintlik iets wat ons almal doen, of veral in gemeenskappe. As daar iets is waarmee ons ongemaklik voel, of as daar spanning in 'n gemeenskap is, word daar baie keer enkele persone of gedeeltes van daardie gemeenskap uitgesonder en dis amper asof die skuld op daardie persone gelaai word, sodat die stelsel weer 'n bietjie kan asemhaal. En ons kan veral gaan kyk na, jy weet, cancel culture, byvoorbeeld aanlyn, iemand sê iets en almal spring op die wa en daardie persoon word heeltemal vernietig. So dit was vir my baie waardevol om dit dan van daar af nog bietjie verder te trek en te kom sien hoe Jesus, hoe Christus eintlik daai hele gedagte van offer, jy weet, kom volbring het, kom nuut maak het en vir ons kom wys het hoe dit nie meer nodig is nie. Louis, ek het gesien jy knik saam toe hy praat oor die sondebok-teorie. Wat is dit wat jy gekry het uit Rivandu se preek en veral dalk rondom die sondebok-teorie? Kyk, in ons geloof is daai ongelooflike mooi stilstaan in die Bybel, nee, wat in die Nuwe Testament op sy kop heeltemal omgekeer word, maar wat vir my so fascineer, een van die mees primitiewe maniere van groepvorming is teen 'n gemeenskaplike vyand, nee. Dis wat Girard nou eintlik sê, hierdie is deel van die kulture van alle tye. Dit help ook daai gemeenskap om nie eintlik te verander nie. En in moderne weergawe, jy weet, as ons nou na die lelike kant daarvan kyk, in 'n moderne weergawe kry mense in die familie- en systeemteorie, waar familie dikwels 'n probleemkind of 'n probleemouer sal identifiseer. En almal glo as daai persoon verander, dan sal alles regkom. Maar eintlik die probleem word die hele stelsel onderhou, nê. So die hele stelsel moet eintlik verander. Maar wat vir my fascineer van hoe Rivandu ook geïnterpreteer het uit ons Nuwe Testamentiese perspektief, is in plaas van hierdie, jy weet, verskriklike gruwelikheid van hierdie sondebok, Christus word eintlik altyd daai bokke binne in die teks. Hy is die offer aan die een kant, so hy vat die goed weg, die skuld daarvan, en aan die ander kant maak hy dat ons weer toegang tot God het, nee. So sy sondebok karakter maak dit vir ons moontlik om nuut te wees, terwyl die sondebok in baie van die ou kulture dit eintlik vir hulle moontlik gemaak om net aan te hou
jy weet, om moeilik en lelik te wees. So hier is dit is 'n ongelooflike teks, dink ek, wat Rivando uitgelê het in sy preek. Ja, daar's in daai hele teorie, daar's 'n vinnige tydelike verligting, maar daar's nie 'n oplossing nie. So dit gaan hom herhaal ergens weer. 100%. Hulle praat mos maar van die patroon van die sondebokmeganisme wat homself oor en oor in die samelewing herhaal. Ja, die hele idee van opoffering duik ook op in hierdie stuk. Ja, beslis. So vir my, ten minste in my eksegese en my bietjie interpretasie daarvan, het ek geglo dat dit wat ons sien, as mens nou primêr net na die kultus gaan kyk en die spesifieke offer van die sondebok, dan sien ons dit as 'n opoffering, met ander woorde iets wat prysgegee moet word. Maar wat ek in Christus sien, of dan eintlik wat vir ons moontlik gemaak word, is meer 'n plek van selfoorgawe, hoe ek myself voluit kan gee, sonder dat ek belaai is of belas is nog steeds met daardie skuld. Met ander woorde, dat dit voel asof iets van my af weggevat word, dat ek iets moet prysgee om dan werklik nie te kan lewe. Ja, dat is nie 'n verlies noodwendig nie. Ergens het daar in jou teks het die woorde my opgeval, dit is volbring. Ek wonder, Louis, hoekom sou dit my so affekteer? Ek dink die afgehandelde realiteit wat Rivando beskryf, nee, dit maak 'n nuwe lewe moontlik. Dis nie, ons werk nie in ons geloof vir die aanvaarding van die Here nie. Ons begin ons geloof met sy aanvaarding. Dis volbring. Dit is afgehandel. So wat ook al nou vorentoe tussen my en die Here gebeur rondom die ontwikkeling van my as mens en hoe ek my geloof uitlewe, is sy dankbaarheid. Dit is nie om sy guns te wen nie. Daai woorde is volbring, is ongelooflik geestelik kragtig, nê. Rivando het dit eintlik nou op 'n mooi manier beskryf. Ook is twee forme van vryheid. Ek is vry van al die goed, maar ek is ook vry om te alles wat ek kan, hè. Ja, dit is my. Rivando, ek dink altyd aan predikante, as jy klaar gepreek het, dan daai maandagooggend dan word jy wakker en dan dink jy, "Jesus, ek wens ek het dit ook gesê." Wat is daar binne die groter reeks waar ons gesels wat jy gedink het, jou opgeval het oor jou eie preek? Oor my eie preek, oor die groter reeks daarvan, dink ek definitief, ek het 'n klein bietjie te min ingespeel op die hele gedagte eintlik van die woestynreeks as sulks. Ek het baie vlugtelik eintlik net verwys na, jy weet, ons interne woestyn, amper as half hierdie gedagte hoe ons baie keer vir ons die skuld aan onsself toeken. Ons kan nie ons losmaak van ons eie skuld nie. As ons nou weer na die sondebokmeganisme gaan kyk, of op 'n baie persoonlike vlak. So ek dink ek kon dalk so klein bietjie meer gewerk het met die reeks se tema. Dit sou vir my so 'n bietjie beter gewees het. Met skuld is ook altyd die woord skaam wat vir my opduik, en ek weet Paulus verwys later na Brené Brown en haar werk daar rondom. Maar daar's kompleksiteit rondom hierdie hele oefening wat ek dink baie keer mense nie moet onderskat nie. Hoekom bly hierdie, as ons weet daar's eintlik soveel vrug aan die einde vir ons wat ons hier uit kan kry, hoekom bly dit moeilik vir mense, Louis? Paulus in een van sy latere preke spreek dit ook aan, hè, die onthou van goed en die vergeet van goed. Ek dink ons gewete kom met ons tradisies saam. Ek dink nie dis in alle Christelike denominasies so goed ontwikkel soos by ons nie. En ek dink 'n skuldbesef hou mens eerlik, maar daar's ook 'n stuk selfmarteling, nee, mens kan later so 'n bietjie begin afhanklik raak van om skuldig te voel, wanneer jy laat jou so 'n bietjie goed voel. Ek weet nie regtig altyd self in my eie lewe na jare in die bediening presies waarop ek kontinu moet skuld lê nie. Ek weet skuldbesef is belangrik, is iets wat die Heilige Gees doen, maar ons kan daarin leef nie. Dis nie wat ons bewustheid moet wees nie, nee. Laaste gedagte, Rivando, op pad na die volgende gesprek wat ons gaan hê in die reeks. Wat wil jy hê moet mense verstaan oor dat opoffering op die ou einde nie die eintlike hart van die gesprek is nie. As ons praat oor die tradisie waarvan Louis nou praat, en ons gaan eintlik na skuld toe, ons gaan eintlik na opoffering toe, ons gaan eintlik na verlies toe. Ek dink in jou preek was al vir my 'n klemverskywing geweest. Ja, verseker. So ek dink daarmee saam is om eintlik te gaan kyk, hoe begin die hele boek van Levitikus? Die hele boek van Levitikus na Exodus, na amper hierdie skering tussen God en sy volk, na wat gebeur het by Sinaï, sien ons Levitikus begin waar Moses eintlik, waar God eintlik vanuit die tent van ontmoeting roep na Moses. Moses staan buite, hy kan nie inkom nie. Ons hierdie
definitiewe breek. En Levitikus spreek dit op verskeie ritualistiese maniere en jy weet 'n klomp verskillende ander maniere spreek dit aan. En om dan te kom by die skuldaspek daarvan, dink ek as ons oor daai plek kan kom van skuld of opoffering, jy weet met daai gedagte van ons skuld en die ding wat ek moet prysgee om by oorgawe te kom, dan is dit op die uiteinde van die dag wat die hele Levitikus boek ons probeer leer, is om te sê, dit is hoe jy in die teenwoordigheid van die Here kan leef. Maak jouself los van daai dinge. Ofwel, Christus het ons kom losmaak van daai dinge. Dis hoekom ons ook kan. Dis hoekom ons moet. En later duik die woord roeping ook op in die gesprek en ek dink oorgawe so 'n belangrike stap op pad na roeping toe. Baie dankie dat julle saam geluister het. Ons gesels in ons volgende gesprek verder oor die woestynreeks.